met u praat oor hierdie gedagte, naamlik skoner, reiner, heiliger. Skoner, reiner, heiliger. En ons gaan saam lees die heel laaste boek in die Ou Testament, die boek Maleagi. Maleagi beteken boodskapper van die Here. Die boek Maleagi, ons lees hoofstuk 3 vanaf vers 16 tot en met vers 18. Maleagi 3 vers 16 tot 18. U kan gerus hierdie kort boek, een van die kleiner profete, die laaste boek in die Ou Testament, by die huis 'n bietjie gaan deurlees. Net so 'n bietjie agtergrond. Maleagi is geskryf ongeveer 425 jaar voor Christus. En tussen Maleagi en Matteus verloop daar 400 jaar van geskiedenis, Joodse geskiedenis, waar die stem van die Here stil geword het. Vir 400 jaar na Maleagi was daar nooit iemand op die toneel, 'n profeet, priester of prediker, wat gesê het, so spreek die Here nie. 'n baie donker tyd in die geskiedenis van God se volk. Swaar tye, roekelose tye. As u deur Maleagi sou gaan, sal u byvoorbeeld in Maleagi 1 vers 6 sien, dat hierdie volk God nie meer gevrees het nie. Vanaf Maleagi 1 vers 7 sal u sien dat hulle godsdiens het afgewater geraak. Hulle bring vir God, wanneer hulle offer, siek en blinde diere. Verder sien ons in Maleagi 2, dat die priesters, hulle wat die volk moet leer en moet onderrig. Vers 8 sê, hulle het afgewyk van die waarheid, en hulle deur hulle onderrig, het hulle die volk laat struikel. Met ander woorde, dit was 'n uur van misleiding, en die volk het ten gronde gegaan, omdat die waarheid nie meer verkondig is. Dit het verlore gegaan. Dis 'n tyd van uiterste rebellie en ongeloof teenoor die Here. Want in Matteus 3, vers 14 en vers 15, sien 'n mens dat hierdie volk tart eintlik die Here uit en sê, wat help dit om die Here te dien? Kyk hoe gaan dit met ons. Dis nie die moeite werd om God te dien nie, met al die goed wat met ons gebeur nie. So ons gaan nou vanmôre lees Maleagi 3 vers 16. Te midde van al hierdie moeilikheid, is hierdie 3 verse vir my so kosbaar. Daar staan, toe het die wat die Here vrees. Daar was in daardie donker tyd, daar was in daardie moeilike lewensomstandighede, was daar 'n klein groepie soos ook vandag, 'n oorblyfsel wat die Here gevrees het. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here. Hierdie mense wat hom gevrees het en hom geëer het, sal hom tot 'n eiendom wees. Die King James vertaling sê, hulle sal juwele vir die Here wees. Hierdie stukkie het alles te doen ook met die bruid van Jesus Christus kort voor die wederkoms. Hulle sal juwele wees. Die Nuwe Afrikaanse vertaling sê, julle sal my kosbare besitting wees.
Maar juwele klink vir my so bietjie meer kosbaar as kosbaar. En toe ek dit lees vanmôre, toe dink ek aan 'n liedjie wat ons op skool gesing het. En ons het daai jare net NG liedjies gesing. En toe het die NG Kerk ook nog daarom aan die wederkoms geglo. Ek hoor dit nou nog in my kop. As hy weer kom haal hy sy parels. Fraaie parels vir Jesus se kroon. Al die kindergesiggies, ensovoorts, skyn soos die sterre se liggies. Dis waaroor dit hier gaan. Dit gaan oor die bruid, wat sy juwele is, wat hy kom haal vir sy kroon. Hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep. Watter dag is dit? Die eindtyd en die eindgebeure. En ek, die Here, sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Dan, in daardie dag, sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdiges en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Tot sover. Dis ook ons teksvers, vers 18. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdiges en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Ek praat vanmôre met u oor skoner, reiner, heiliger. Ek wou eintlik die tema van my boodskap vanmôre maak, is jy swart of wit? Toe dog ek, dit klink daarom te rassisties. Maar my broeder en suster, ons gaan 'n tyd binne waar daar nie meer in 'n kind van die Here se lewe grys gebiede gaan wees nie. Jy gaan of swart wees, bedoelende jou hart, of wit. Daar gaan in die dag wat ons binne gaan, nie meer 'n goue middeweg wees waar almal tuis is en waar almal jou verdra en almal gelukkig is nie. Die grys gebiede gaan uit ons lewens uit verdwyn en dit moet verdwyn. Talle plekke in die skrif kry ons hierdie gedagte. Ons vat byvoorbeeld Openbaring, die 3de hoofstuk vers 15 en 16 waar deur Jesus skrywe aan die gemeente van die Laodicense, dis die laaste gemeente, dis ook die gemeente wat korrespondeer met die tydvak in die geskiedenis waarin ons tans verkeer. Laodicense beteken menseregte, die kerk van menseregte waar mense belangriker is as God en die plesiere en die voorkeure van mense belangriker is as God, en daarom hoor jy oral oor vandag van kerke wat bekend staan as seeker sensitive kerke. Maar ek wil nie daaroor praat nie. Wat ek wil sê is, dis die kerk van die laaste dag, waar daar gepreek word wat mense wil hoor, waar die behoeftes van mense, nie van die ewigheid nie, maar van nou, beklemtoon word, dis al waaroor dit gaan. Die Here sê vir hierdie gemeente van die Laodicense,
in Openbaring 3 vers 15 en 16, ek ken jou werke, dat jy nie koud is of warm nie. En omdat jy nie koud is of warm nie, maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspieg. Omdat jy tussenin is. Was jy maar, liewer sê hy, tog maar koud of warm. Hoekom sê hy, was jy tog maar liewer koud? Want dan sal jy jou verlore toestand besef het. Dan sal jy besef het, ek het die Here nodig, maar wanneer jy lou is, dan is jy soos hierdie gemeente, en as jy daardie gedeelte gaan lees, dan sien jy wat hulle van hulle self gedink het. Hulle het gedink, hulle is ryk en het aan niks gebrek nie. En dit gaan met hulle baie, baie goed, en hulle is op die regte pad. En hier kom die Here, en hy praat met die eindtyd gemeente, en hy sê, was jy tog maar koud of warm. Daar's geen tussenin gebied nie, daar's geen grys gebied nie. Jy gaan of koud wees, of jy gaan warm wees, want as jy lou is, sal die Here jou uit sy mond uitspieg. Die boek Daniël handel veral Daniël 12, handel oor die eindtyd. En in Daniël 12 vers 10 sê die Here se woord, praat hy van baie sal in die dag gereinig, gesuiwer en gelouter word. Hy praat met kinders van die Here. Hy sê, baie sal in die dag, die laaste dag, die eindtyd, baie sal in die dag gereinig, gesuiwer en gelouter word. Maar dan gaan hy aan, hy sê, maar die goddelose sal goddeloos handel. Oorgeset synde, die wat skoon is, sal skoner word. Die wat rein is, sal reiner word. Die wat heilig is, sal heiliger word. Maar die wat vuil is, sal vuiler word. En die wat goddeloos is, sal goddeloser word. En dis ook wat die Here Jesus self sê in Openbaring 22 vers 11. Daar sê die Here, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En wie die geregtigheid doen, laat hom nog meer regverdig word. En wie heilig is, laat hom nog heiliger word. Geen tussenin grys gebied nie. Skoner, reiner, heiliger. Dit het alles te doen met die bruid van Jesus Christus kort voor sy wederkoms. En die vraag is vanmôre, hoe lyk hierdie mense, want ons teksvers sê in daardie dag sal julle weer die onderskeid sien tussen die wat die Here dien en die wat hom nie dien nie. Hoe lyk hierdie groep mense wat waarlik die Here dien? In die eerste plek sien ons uit die woord van God hierdie mense se spraak verraai hulle. Dit wat hulle praat, dit wat uit hulle mond uitgaan. Ons geleesde gedeelte sê vir ons hierso, van toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek. Daar was 'n gesprek, mense wat gepraat het. As jy kyk net na die vorige vers, dan vers 14 en vers 15, dan sien jy hoe praat mense wat die Here nie dien nie. Hulle sê, dis te vergeefs vers 14 om God te dien. En wat baat dit ons om sy verordening te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die Here te wandel. En dan sê hulle, dis beter om nie die Here te dien nie, vers 15. Hulle prys die goddeloses gelukkig. Gaan lees maar Psalm 73 ook, waar Asaf sê, toe ek die voorspoed van die goddelose sien, het ek byna gestruikel.
Hierdie mense sê, dit help nie om die Here te dien nie. Maar die wat die Here gevrees het, die wat hom gedien het, sy spraak was anders. Jou spraak verraai jou as jy die Here dien. Dikwels, as ek met van ons kinders praat, ons jong mense, as ek praat met van ons volwassenes by hulle werke, is een van die eerste dinge wat hulle vir my sê, pastoor, ons kan die gevloek en die geskel nie meer vat nie. Die wêreld daar buite vloek God, vloek die Here se skepsels, is besig met vernietigende praatjies. Maar die Bybel sê, die wat die Here vrees, het ook gepraat. Dit laat my dink aan Matteus 26, vers 73, waar die apostel Petrus, nadat die Here Jesus gevange geneem is hy in die binnehof van Pilatus se paleis, en hy sit daar by die vuur, en verskeie diensmeisies kom na hom toe en sê, maar jy is ook een van sy disippels, en dan ontken hy dit heftig, en dan sê vers 73 van Matteus 26, toe kom daar ook iemand na die Here toe en sê, maar jy is een van sy disippels, en hoor wat sê die woord, hy sê, want jou spraak maak jou bekend. Jou spraak maak jou bekend. Nou ek weet, letterlik beteken dit, hy was 'n Galileër, en op daai oomblik was hulle in Juda, Jerusalem is in Juda, en die Galileërs het 'n ander aksent gehad, dis soos die Weskus mense, of soos die Kaapse mense, luister maar na El Rey as sy praat. Sy praat soos 'n Kaapenaar. As hy praat Afrikaans. So as ons haar hoor, dan weet ons, jong, jy kom van Oudtshoorn af. So dis die oorspronklike bedoeling, maar daar's vir my 'n dieper betekenis daarin. Sy spraak het hom verraai. Dis wat die King James ook sê, hy gebruik die woordjie, jou spraak verraai. Jou spraak het jou bekend gemaak. Jy is 'n volgeling van Jesus. En my broeder en suster, dis wat ons onderskei van die wêreld. Ons spraak maak ons bekend. Ons is kinders van die Here. Dis hoekom Efesiërs 4 vers 29 sê dat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat dien tot die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die een wat dit hoor. En dis ook waaroor profesie gaan. 1 Korintiërs 14 vers 3 sê, hy wat profeteer. Profeteer beteken om namens God te spreek, en ons is God se gesandte, so ons kan dit op elke kind van die Here van toepassing maak. Hy wat profeteer, hy wat spreek woorde van stigting, troos en bemoediging, en jy kan daarbey insluit ook liefdevolle vermaning. Ons spraak maak ons bekend aan wie se kant ons is. Laat ons spraak skoner, reiner en heiliger word, dat mense sal agterkom as jy daar is, net aan jou spraak, sonder dat jy godsdiens gepraat het. Jy is anders, en daardie dag sal hulle weer die onderskeid sien tussen die wat die Here dien en die wat hom nie dien. In die tweede plek het ook hulle lewens onderstreep dat hulle die Here dien. Hulle spraak verraai hulle lewens onderstreep dit. En in ons geleesde gedeelte sien ons dan vers 16 sê dat God het 'n gedenkboek. Kan nie dink. Die Here het 'n boek gehad en hy het al hierdie dinge wat sy kosbare juwele gedoen het hy neergeskryf. Daar staan. En daar's 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees
en sy naam eer. Nie net is ons spraak anders nie, maar ook ons lewens is anders. Ons lewens onderstreep die feit dat ons die Here dien. Sonder om 'n woord te spreek. Iemand het eendag gesê, dis goed dat ons die evangelie, ons as gewone mense, dis goed dat ons die evangelie verkondig. Net partykeer moet ons woorde gebruik. Ons moet dit deur ons lewens verkondig. Ons lewens moet anders wees. Skoner, heiliger, reiner. In Handelinge 4 word die apostel Petrus en apostel Johannes word hulle gevange geneem oor hulle prediking en dit wat hulle vir die Here gedoen het, en hulle word voor die owerstes gesleep. En toe hulle voor hierdie mense staan, sê Handelinge 4 vers 13, was hierdie owerhede verwonderd oor hierdie mense, want hulle het gesien, dis ongeleerde en eenvoudige mense, maar die Bybel sê, hulle het hulle as metgeselle van Jesus herken. Maak die saak hoe eenvoudig jy is nie. Maak die saak hoe ongeleerd jy is nie. As jy aan die Here behoort, is daar iets van die Here se skoonheid en se reinheid en se heiligheid wat aan jou afgee, en mense kom dit agter. Dis vir my een van die mooiste uitsprake in die Bybel oor kinders van die Here, waardeur jy hulle kan identifiseer. Die Bybel sê, die owerhede het hulle vir Petrus en Johannes as metgeselle van Jesus herken. Hoe sien die mense jou en my? Waar ons werk, waar ons skool gaan, waar ons studeer, waar ons vakansie hou, waar ons ontspan, kan hulle sien wie se metgesel ons is, Jesus in dit? Hierdie mense in Maleagi het so 'n indruk gemaak, nie net op mense nie, maar veral op God, wat gesê het, ek skryf 'n gedenkboek oor hulle. Hulle lewe is vir my so kosbaar. Ek skryf dit wat hulle doen. Baie van ons het toe ons kinders klein was, het ons die goedjies neergeskryf, al die oulike goedjies wat hulle gesê het. En vandag doen julle dit nog, met al die moderne tegnologie van video's en selfone. En al die goedjies word opgeneem, neergeskrywe. En so 'n indruk het hierdie bietjie mense in Maleagi se tyd op die Here gemaak, dat hy dit neergeskryf het. 'n Gedenkboek. So kosbaar is dit vir die Here. Ja, ons moenie net mense beïndruk nie, ons moet God veral beïndruk. Skoner, reiner, heiliger. Hulle spraak het hulle bekend gemaak, het hulle verraai dat hulle Jesus se volgelinge is. Hulle lewenswyses het dit bekend gemaak. Ag, ek moet dit tog maar weer vertel. Ek het dit al vertel, maar ek onthou die mense het baie daarvan gehou. Ons hou jare terug, hou ons daar by Potsdam van alle plekke vakansie. Toe het ons nog 'n woonwa gehad, dan sit ek daar voor my woonwa in ons span en ek sien hier kom 'n bakkie ingery. So 'n ou bakkie met 'n ou karavaan. En binne in die bakkie sit 'n man en 'n vrou en sy was een van die mense wat bollaatjies gedra het en 'n blou rok. Nou dog ek, dit sal nou iets wees om te sien, hoe hou hierdie mense vakansie? Want ek het nog altyd 'n groot dink gehad van, kan ek maar sê, die blou rokke, die spadereens. Vir wat jy weet, hulle het vroeër jare weggeskeer van die AGS af. Baie jare terug. Maar nou ja, dis nou kerkgeskiedenis.
Nou sit ek daar, en soos blits, Smokey en Blits, is die tent opgeslaan, alles is staan gemaak, en die auntie verdwyn met haar bollaitjie en haar blou rok binne in die woonwa in 'n net 'n paar sekondes daarna, hier kom sy so skamel gekleed uit, dat ek my oë nie kan glo nie, en vir 'n paar dae was daar niks te sien van die bollaitjie en die blou rok nie. Toe dog ek net in my hart, sonder om te veroordeel. My broeder en suster, jou leefwyse, wys aan wie se kant is jy regtig. Dis 'n ander ding om hier waar u nou sit, 'n Christen te wees. Ons is so almal so netjies aangetrek, ons is mooi, ons is vriendelik, maar dis nie waar dit regtig tel nie. Hoe lyk ons buitekant? Ons lewens onderstreep dat ons van die is wat die Here dien. En die dag sal julle weer die onderskeid sien tussen die wat die Here dien en die wat hom nie dien nie. Derdens en laastens, hulle geselskap bewys dat hulle die Here dien. In wie se geselskap hulle is. Ons teksvers of geleesde gedeelte sê, vers 16 sê, toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek. Die Amplified Bible sê, then they that feared the Lord spoke often one to another. Bietjie duideliker as ons Afrikaans. Die wat die Here vrees, het baie met mekaar verkeer. Dis wat daar eintlik staan. Those that feared the Lord spoke often, baie, one to another. Hulle het baie by mekaar gekom. En ons gaan 'n tyd binne wat ons mekaar meer as ooit van tevore gaan nodig kry. Daarom moet ons, wanneer ons die geleentheid het, by mekaar kom. Moet ons die tyd uitkoop, moet ons die offers bring, moet ons baie keer ander dinge een kant skuif en sê, ek offer my tyd op om by die huis van die Here te kom, want ek het nodig dat daar met my gepraat word, en ek het ook nodig om te praat. Toe het die wat die Here vrees, met mekaar gespreek. En dis wat Hebreërs 10 vir ons sê. Hebreërs 10 vers 23. Sê, laat ons die belydenis, hy praat hier met die kinders van die Here, laat ons die belydenis van die hoop. Wat is die hoop? Wat is die hoop? Die wegraping. Dis die hoop, oral in die Nuwe Testament, waar jy die woordjie hoop lees, het dit grootliks te doen met die wegraping en die wederkoms. Hy sê, laat ons die belydenis van die hoop, dit wat ons verwag, dit wat ons wil hê moet gebeur, hy sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En dan sê vers 24, en laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en des te meer, na mate julle die dag sien naderkom. Skoner, reiner, heiliger. In die dag sal hulle weer die onderskeid sien tussen die wat die Here dien en die wat hom nie dien nie. Dis tyd
om meer as ooit saam te kom, meer as ooit by mekaar te staan, meer as ooit mekaar te bemoedig, te versterk, te vermaan. Hy sê, na mate julle die dag sien nader kom, want hy wat dit beloof het, dat hy sal kom, is getrou. En dan sluit ek af met Maleagi 4 vanaf vers 1. Ons het gelees tot aan die einde van Maleagi 3 met ons gelees gedeelte. Hoofstuk 4 vers 1 sê, want kyk, hoekom moet ons spraak anders wees? Hoekom moet ons leefwysens anders wees? Hoekom moet ons by mekaar kom anders wees? Hy sê in hoofstuk 4 vers 1, hy sê, want kyk, die dag kom, watter dag, die wederkoms. En dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar hoor nou vers 2. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. En daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Dis nie te vergeefs dat daar geen grysgebiede in ons lewe sal wees nie. Dis nie te vergeefs dat ons let op ons spraak, op ons leefwyse en op ons by mekaar kom nie. Want daar kom 'n dag, sê die Here, wat daar vir die wat sy naam vrees, die son van geregtigheid sal opgaan, en sy naam is Jesus. Daar sal genesing wees onder sy vleuels, en ons sal uithuppel uit hierdie wêreld uit, soos kalwers uit 'n stal, skoner, reiner, heiliger. Mag die Here ons help. Kom ons bid saam. Onse dierbare Heer, dankie dat ons weer onder die geklank van u kosbare woord kon wees. Here, dankie dat u deur die Heilige Gees hierdie dinge op die tafels van ons harte grafeer, dit skrywe. Ja, ons dit inskerp, sal u ook deur die Heilige Gees wat hierdie woord nie net vanmôre ingegee het nie, maar sal u ook gee dat hy ons daaraan sal herinner. Nie net hier nie, maar as ons uit hierdie kerk uitgaan, vanmiddag, môre, oormôre, totdat u kom. Here, ons wil deel wees van die wat u vrees. Ons wil deel wees van die wat u dien. Ons wil deel wees van die wat skoner word, reiner word, heiliger word. Want u het gesê, dis dit sal wees voor u koms, 'n klein groepie, baie min, wat dit sal smaak. Here, dankie dat u ons by ons naam geroep het. Gee ons genade om ons elke dag oor te gee, aan u te wy, Here, ons gedagtes, ons dade, alles wat ons doen, dink of sê. Asseblief, Here, sal u nou ook deur die kosbare Gees ons help, ons herinner, ons wys op die dinge wat verkeerd is. Grysgebiede in ons lewens wat ons nog aan vashou, dinge wat ons koester, waarmee ons gemaklik is. Here, sal u ons help. Ons wil nie koud wees nie, ons wil nie lou wees nie. Ons wil warm wees vir u. Dankie dat u dit werk deur die kragtige werking van u Gees in Jesus naam. Amen.